laas Sondag is die kerk vol. Die tronk leeg, vandag is die tronk vol in die kerk leeg. Maar baie welkomers is bly is vanmôre hier saam met ons en vertrou dat jy die dienst saam met ons sal geniet. Ek net vir Jan en soos sê baie welkom en daar van my broerse gemeente. Maar was voorheen in die Stormyse gemeente gewees daar. En ons ook dat sê geniet dit vanmôre en dan wil ek ook vir nou sê nou. Baie dankie dat jy weer hier is vanmôre. Hy is ook 'n besoeker hier by ons, mag die Here vir baie seën. Nou Blakkie het verskoning gemaak, Hetty het verskoning gemaak, Niele het verskoning gemaak. So daar's 'n hele klompie mense wat nou nie vanmôre hier is nie. En dan die Sore kom net kerk toe sy 100 jaar oud is. Nee, ek maak sommer net 'n grap. Ja, hulle kom dan so elke nagmaal en bring die kinders, peinkinders aan. Ook om hier saam met ons staan bid. Ek hoop jy is hier vanmôre om te ontvang uit die hand van die Here. Amen. Hoop jy is lus vanmôre om lekker saam met ons te sing en die Here se naam groot te maak en die Here. En daarom gaan ek vra dat jy saam met ons kan staan. Ons gaan hierdie diens open met gebed en die seën van die Here af uit en bid. Ek gaan vir jou vra om ons te open met gebed en daarna gaan hierdie musiekspan ons lei en ons gaan lekker saam aanbid die Here se naam groot maak. Baie dankie. Kom ons staan. Bid ons saam. Ons bid nog steeds vir mense. Niels se vrou is nog in die hospitaal. Die Here vir haar sal help. Bid vir Hetty se kleinkind wat nog steeds in die hospitaal is. Ek dink dan is op die oomblik by die hospitaal. Kom ons vertrou die Here dat hy het deurbraak daar so goed. Baie dankie. Baie dankie aan Vader en hart wil van kerk. Dan bid vir die besoeker wat uitgegaan het. Ek ken elke een. Jy weet elke een se besondere behoefte. Jy weet wat is in bereik. Ons in die kant doen. Sien ons vanmôre in die diens. Help ons in die naam sal gebruik. In die naam woord sal. Wat het in Jesus. Goeiemôre ook van ons kant af. Nou ons is so 'n bietjie min dink gestaai vanoggend hierbo. En ons het dan 'n gedagte sien ons is baie beter om te sing want dit lyk of ons almal so 'n bietjie 'n paar aan die keel het vanoggend. So maar welkom vanoggend. Nou ek het eintlik hier getik en geskryf en gesê, hoe was jou week? En ons kom partykeer so net uit dit is Sondag en ek moet opstaan en ek moet kerk toe gaan. Maar weet jy, ons is nou deur so 'n bietjie van 'n rowwe week en veral gister en ek het vir die eerste keer teruggegaan na lekker amper 2 maande by die huis. Toe ek aangesterk het na my operasie. Maar ek het hierdie ongelooflike week gehad waarin ek in elke ding wat ek gedoen het hierdie week en dit het my so half soos hoe sal ons sê, soos wat hulle sê, iemand 'n emmer water in jou gesig by net sê, hallo, ek het so 'n week gehad, maar nie negatief nie, want oral waar ek gegaan het hierdie week, het die Heilige Gees my gebruik. Iemand stap in my kantoor in en die volgende oomblik kom ons net agter, ons praat oor hom. Dan stap ek in 'n vergadering in en dan vra iemand iets en dan kom ek net agter, maar hierdie geselskap gaan in 'n ander koers. So ek wil vanoggend net vir u sê, en hierdie hele week het ek so baie gebid in my kantoor en ek het besef, as ek so luister na vanoggend na weer met pastoor en ons sien ons boodskapies op die groep, dan het ons hier binne in ons gemeente, het ons mense die Here baie nodig. En ek het so bewus geword daarvan hierdie week, en weet jy, soms het ons krag die manier om net weg te kwyn en soos ons geloof ons soms in die steek te laat. Maar ek kom vanoggend na jou toe en na hierdie span toe vanoggend en ek wil kom met 'n blye boodskap wat sê sy krag is meer as genoeg vir jou en vir my. Sy krag wat geen grense ken nie. Dit is vanoggend meer as genoeg vir ons. En ons eerste koortjie sluit so mooi aan by Matteus 21 wat sê, geloof kan berge verskuif.
Kom ons as gemeente sing en ons onthou dit vanoggend. En ek wil hê dat u moet van die begin van die eerste koortjie vanoggend, wil ek hê dat u moet dink aan die mense wat ons so nodig het. Miskien is dit jy, miskien is dit iemand langs jou, voor jou, agter jou, of iemand wat nie is nie. En spreek hierdie woorde uit oor elkeen se omstandighede vanoggend. Kom ons sing nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Here. Maar deur my gees, so spreek die Here. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Here. Oor die berge sal ek verskyn, die berge sal ek verskyn, die berge sal ek verskyn, deur my gees, so spreek die Here. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Here. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Here. Die berge sal ek verskyn, die berge sal ek verskyn, die berge sal ek verskyn, deur my gees, so spreek die Here. Nie krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Here. Nie krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Here. Die berge sal ek verskyn, die berge sal ek verskyn, die berge sal ek verskyn, deur my gees, so spreek die Here. Die berge sal ek verskyn, die berge sal ek verskyn, die berge sal ek verskyn, deur my gees, so spreek die Here. I'm building a people of power, and I'm building a people of praise, that will move through the sand by my spirit, and will glorify my gracious name. Hold your church, Lord, bring us some, Lord, put our hearts, Lord, to your side. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. Ek wil ons met die koorvers weer sing, en hierdie koorvers praat spesifiek na wat ek gesê het toe ons begin het. Ek gesê het, ons het soveel behoefte in ons gemeente, en ons is een gemeente wat so integraal deel van mekaar moet wees, om mekaar te ondersteun. Ons gaan die koorvers weer sing, en ek wil hê, jy moet gou vir iemand naby jou groet, en dan wil ek hê, jy moet spesifiek vir daai persoon sê, He's building our church, and He's making us strong. Sal jy dit doen? Kom ons sing. Building a people of power, and I'm building a people of praise, that will move through the sky by my spirit, and will glorify my gracious name. Hold your church, Lord, make us one, Lord, turn our hearts, Lord, to your side. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. Oh, I'm building a people of power, and I'm building a people of praise, that will move through the sound of my spirit, and will glorify my precious name. Hold your church, Lord, make us one, Lord, turn our hearts, Lord, to your side. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. Hold your church, Lord,
With my hands, I will praise Him. God gee ons elke minuut van die dag genoeg rede om Hom te prys en lof aan Hom te bring. Kom hef jou hande op, kom prys sy groot naam. En soos ek gesê het, ons gaan sing, with my hands I will praise you. En dan daarna gaan ons 'n ou evangelie lied sing wat sê, prys die Heer, want hy het wonders gedoen. En ons gaan vanoggend daai wonders roep oor elke omstandigheid en ons neem dit aan vanoggend. Dankie. I will praise you with my voice, I will sing with my feet, I will dance before the King. With my hands I will praise you, with my voice I will sing, with my feet I will dance before the King. And I will praise just like heaven does in the dawn of eve. I will walk in the garden, I will go with my feet, and I will hold the streets and feel them just as though they were. I will walk in the garden, I will live like the with my hands I will praise you, with my voice I will sing, with my feet I will dance before the King. With my hands I will praise you, with my voice I will sing, with my feet I will dance before the King. And I will praise just like heaven does in the dawn of eve. I will walk in the garden, I will go with my feet, and I will hold the streets and feel them just as though they were. I will walk in the garden, I will pray Oh, halleluja. Kom ons sing die ou koortjie en die ou lied wat sê, aan God al die eer want hy het wonders gedoen. Aan God, al die eer, hy het wonders gedoen, en liefde gee hy ons sy enigste seun. Hy offer sy lewe as sonderrantsoen, om vir ons die hemel onmoontlik te doen. Prys die Heer, laat die aarde getuig. Prys die Heer, laat die mens onthou jy. Door die Vader, deur Jesus, die Seun, en gee om die Here, en wonders gedoen. Maak die verlosser, die prys van sy bloed, vir almal maak God die belofte nog goed. Die grootste vrede van alle geloof, word daarin deur Jesus vergifnis geloof. Prys die Heer, laat die aarde getuig. Prys die Heer, laat die mens onthou jy. Door die Vader, deur Jesus, die Seun, en gee om die Here, hy het wonders gedoen. Kom weer, want sy wonders, hy het wonders gedoen. En oor ons is nou deur sy kruisdood versoen. Maar groter as alles en eerlik en skoon, sal daar die naam wees van ons Jesus kroon. Prys die Heer, laat die aarde getuig. Prys die Heer, laat die mens onthou
the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's just lift our hands towards heaven and praise the Lord. Let's just praise the Lord. Praise the Lord. Let's just lift our hands towards heaven and praise the Lord. Just praise the Lord. Praise the Lord. Let's just lift our hands towards heaven and praise the Lord. The Lord, praise the Lord. Let's just lift our hands towards heaven and praise the Lord. Just praise the Lord. Praise the Lord. Let's just lift our hands towards heaven and praise the Lord. And touch the Lord as He passes by. You will find He's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your need to supply. Reach out and touch the Lord as He passes Soos ek aan die begin van die diens gesê het, dat die behoefte is so groot en ek glo dat dit wat ek nou doen, die so die Heilige Gees sal in die week vir my opdrag gegee om te doen. En as ek so kyk na ons eie mense, ek het 'n lys name neergeskryf. Ek dink vanoggend aan Pastoor Mike, ek dink aan Pastoor Leslie wat nog besig is om dat die Here nog 100% krag terugsit in sy bene. Ek dink aan Melanie en haar kinders en ek dink aan Niels en Petra wat die Here so nodig het. Tannie Nora, Yvonne wat vanoggend hier is nie. Oom Jan wat Sondag hier sit met 'n suurstofmasjien. En dan dink ek aan klein Ryden, Hetty en Daan se klein kind. En so kan ek vanoggend al die name opnoem. Maar ek wil iets doen vanoggend wat miskien vir jou vreemd gaan wees, maar ek glo dit uit my hart uit dat ek in die lyn is vir die Heilige Gees. Hetty en Daan is nie hier vanoggend nie. Ek gaan vir Adele vra om vanoggend hier voor te kom staan. Pastoor Mike vra, Pastoor Leslie vra. Ek gaan vir Hannetjie vra om hier voor te gaan staan vir Jolandi en vir Melanie. En ek wil vir jou vra vanoggend om hier te kom staan as die behoefte nie in jou liggaam is of in jou omstandighede is nie. Dan vra ek jou vanoggend om hier te kom staan. En ek gaan vir Tannie Poppie vra. Tannie Poppie, ek gaan jou vra om die salwingsolie te gebruik vanoggend en elkeen vanoggend te salf. En hierdie individue wat vir iemand kom instaan, ek glo uit my hart uit vanoggend dat die Here deur hulle kan werk en daardie werk in die ander mense se lewens kan doen. Kom ons bid vir klein Jane, kom ons bid vanoggend vir Melanie en pastore, albei ons pastore. En ons vra net dat die soete Gees, die helende krag van die Here net vanoggend kan beweeg. Jy weet, hy sê vanoggend vir ons moet hom vertrou, maar ons moet uitreik na hom toe en sy krag, sy herstel, sy genesing in geloof neem. Ek nooi jou vanoggend as jy behoefte, kom staan hier voor. Dan die Poppie sal vir julle bid. Ek gaan tog vra dat ons voor pastoor hier kom staan.
En dat ons vanoggend en as jy voel vanoggend gelei vir om vir hulle hande te gaan oplet, doen dit vanoggend. Want dit is hoekom ons hier is, ons is een liggaam in hom. Kom ons doen vanoggend wat die Heilige Gees wil hê ons moet doen. Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find He's not too busy to hear your heart cry. He's passing by this moment, your knees to reach out and touch the Lord as He passes by. Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find He's not too busy to hear your heart cry. He's passing by this moment, your need to survive. Reach out and touch the Lord as He passes by. Sweet over my soul, sweet over my soul, sweet Spirit, sweet over my soul. My rest is complete as I sit at His feet. Sweet Spirit, sweet over my soul. Sweet over my soul, sweet over my soul. Sweet Spirit, sweet over my soul. My rest is complete as I sit at His feet. Sweet Spirit, sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweet Spirit, sweep over my soul.
Jesaja 53 sê vir ons, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek aanvaar vanmôre die genesende hand van die Here in my liggaam en ek glo die wat nie voorgestaan het, glo vanmôre dat die Here daar niks vir hom te wonderbaar is. Amen. Ek het gewonder, ek weet die diens het al so bietjie, maar ons kan nog so 2 of 3 minute spandeer. Is daar enige iemand wat hy wil vanmôre getuig tot eer van die Here? Daar enige? Amen. Prys die Here. Vergewe my asseblief. Ek wil vir Here baie dankie sê. Ek kon nie verstaan, hoekom is ons terugkom te Nassau toe? En ons is hier. En ek het die 15 Desember, ek nooit geweet nie. Ek geweldige finansiële probleem opgetel wat nie uit my eie is nie. My maatskappy het nie hulle belasting so betaal. Dit is ernstige sake. Ek het tot die Here toe gegaan. Ek het hom gegee en hy het regtig ingegryp in die sin van waar Filippense staan. Laat u besorge of jou behoeftes aan my oor met smeking, danksegging en gebed. En ek wil vir die Here sê, U is groot, U is goed, U is God. Hy het ons rigting gegee, hy het ons wysheid gegee, hy het weergekom en ou bande oopgemaak, hy het weergekom en ons leiding gegee, en ek het die maatskappy teruggeneem, en deur sy genade, deur sy krag, sy sterkte, al die eer kom hom toe, ons moet weer vorentoe, rasse skree, en ek wil hom loof, en ek wil hom prys, en ek wil hom eer in Jesus naam. Prys die Here. Amen. Prys die naam. Ek wil net die naam van die Here groot maak. Die Here is so goed en groot vir ons, dat woorde is net te min om te sê. Ek het die afgelope 2 weke, eers het ek geval, dank die Here, ek het niks baie erg seer gekry, ek het net bly my bril is behou, en daar toe paar, toe weet Jeremia praat van klippe wat in jou pad lê, en plaagliedere, en die paaie wat omdraai paaie word, maar weet julle by dit alles, daar is tyd voor. God dra ons deur elke omstandigheid in ons lewe. En ek sê nie, dit is maklik nie, maar ek sê, sonder hom wil ek nie, sonder hom kan ek nie, en sonder hom sal ek nie een beweeg nie. Ek is dankbaar teenoor die Here, dat hy elke dag sy hand kan bewaar oor my hou. Prys die Pastor, ek die van die gebede wat ek ken, ek het 27ste Januarie 'n beroerte gehad. Ek het die oggend opgestaan, die oefeninge gedoen en ek het die beroerte gehad. Jan het my vraag gevra, ek kon nie antwoord nie, ek kon nie praat nie. Ons het vinnig by die dokter, ek was 3 dae in ICU, 3 dae in die gewone saal en net my spraak is aangetast. En ek het dadelik begin met physio en ek was nou al die 23ste Maart terug by die werk. Die dokters het opgetel, die gaatjie wat 'n mens met waarmee jy gebore word, was nie toe gewees nie en die dokter het gesê, ek moet vinnig gaan vir my, om die gaatjie toe te maak en ons wou dit doen voor ek terug gaan werk. En was oor 10 jaar het vir my gebid. En daar Sondag, Maandag was ek in die theater en die dokters kon nie die gaatjie kry. Die Here het wonderwerk gedoen.
En ek sê net dankie Here. Amen. Prys die Here. Nou Blakkie sê altyd, pastoor, as jy nou so uit jou hart uit gaan praat, dan preek jy beter. So ek gaan vanmôre maar meer uit my hart uit met die gesels, want ek wil nie lank met die praat nie. Maar ek wil met die praat vanmôre oor ons Christelike lewenswyse. Nou, ek wil vanmôre glo jy sal met my saamstem dat dit is relevant om oor te praat in die tye waarin ons leef vandag. So ek wil regtig vanmôre vir u vra, ek is nie hier om u te veroordeel nie, ek is nie hier vanmôre om na u vinger te wys nie. Ek wil u vanmôre probeer reghelp. Ek wil u vanmôre probeer vermaan met liefde in my hart. Ek wil hê dat u moet vanmôre weet dat dis nie maar net om jy kom staan hier agter 'n kansel en jy kom sê wat jy wil om mense seer te maak of mense skuldig te laat voel nie. Ek is hier vanmôre om vir mense te sê, dien die Here. Kom laat ons hande vat as broers en susters in die Here en ons dien die Here opreg in ons hart. Ek wil vir u lees uit die woord van die Here, 2 Timoteus, die 3de hoofstuk. En ek gaan die eerste 9 verse vir u voorhou. Daarna gaan ek vir u 'n kort gedagte met u deel rondom ons Christelike lewenswyse. Kyk net hoe begin hy hierdie gedeelte in vers 1. Maar weet dit. Wat sê hy eintlik wanneer hy hierdie woorde vir ons sê, maar weet dit, hy sê, neem kennis, nie waar? Gee 'n bietjie aandag daaraan. Nou, geliefdes, as ek nou vanmôre vir u sê, as hy vir ons die volgende sê, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Nou, wanneer ek en jy vanmôre sou dink in terme van swaar tye, dan dink ons aan die ekonomie. Ja, die brandstofprys. Of die kosprys, vleis. En so kan ons aangaan die een na die ander en dan dink ons in terme van verhogings, dan sê ons, maar as ek nou dink hier onlangs in die nuus gehoor, dat die een maatskappy met 7% verhoog. En dan sien jy elke maand hoe dat goed somme 15 en 20% opgaan. So dit gaan nie vanmôre, want hy praat oor die laaste dae en hy praat oor swaar tye nie, praat hy nie oor die ekonomie nie. Hy is te mooi. Hy kwalifiseer dit wat hy hier sê in vers 2. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaan, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Net eers daar stilstaan. As ons hierdie dinge wat ek nou aan die voorgehou het gelees het, kan jy sien dat hierdie dinge is dinge wat by jou pas met betrekking tot jou karakter. Nou, onthou as ons vanmôre bely dat ons Jesus Christus ken as ons persoonlike verlosser en saligmaker, dan beteken dit dat ons moet die karaktertrekke en eienskappe hê van 'n wedergebore kind van die Here. Sê amen as jy saamstem, ouers as jy nie saamstem. In ander woorde, ons moet vanmôre
soos die Here kan wees. Dit moet ons begeerte wees. Dan sê, en dit is my teksvers vanmôre, die 15 vers, mense wat 'n gedaante van God salig het. 'n Gedaante lyk soos iemand wat die Here volg, maar die krag daarvan verloon nie. Ander woorde, hy is nie meer soos wat hy moet wees nie. Sal jy met my saamstem, dis hoe ons die skrif verstaan. En dan kom hy met die laaste sinsnede van vers 5, dan sê baie pertinent en baie spesifiek, keer jou ook van sulke mense af. Wat sê hy nou? Kom weg van hulle. Kom onder hulle uit. Sonder jou af. Bepaal jou by dit waarvoor jy glo, jy staan. Met ander woorde, as ek en jy vanmôre bely dat ons kinders van die Here is, dan behoort ons 'n goddelike natuur na te streef. As ek en jy vanmôre 'n varkie sou vat, en ons gaan sit hom daar in die bad, en ons was hom silwer skoon, sagte bors, lekker seep, en jy gaan was vir hom, dat hy skoon en wit en netjies is. Droog hom af, en ons vat hom weer buitekant toe. Die eerste wat daai varkie gaan soek, is 'n modderplaas. Hoekom? Sy natuur is om vuil te wees. Sy natuur is om in die modder te rol. Ek wil vanmôre vir u sê, kind van die Here, dat ek en jy wat vanmôre 'n goddelike natuur het, behoort vanmôre alles in ons vermoë te doen om die Here opreg te dien. Stem jy nie saam? Ek en jy behoort vanmôre ons alles op die altaar te plaas en die Here te volg en te dien in gees en in waarheid. Ek wil verder lees, hy sê, want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem, wat met sondes belaai is en deur allerlei begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teen. Mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof, maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir hulle almal duidelik wees, soos ook die van daardie manne geword het. Geliefdes, as ek vanmôre dink in terme van my en jou Christelike lewenswyse en met watter tipe van aptyt ek en jy die Here dien, en glo my vanmôre, en ek wil dit vir julle vanmôre sê, en ek sluit myself by hierdie boodskap in, is dat ons dikwels dinge doen wat nie reg is nie. Ons is baie keer geneig om soos die wêreld te kan wees. Ons kweek vir onsself wêreldse dinge aan. Onthou, ons kom almal uit die wêreld uit. Met ander woorde, die dinge wat die wêreld doen, het ons ook gedoen. Hoopsloot. En dan wanneer ons vir die vanmôre die vraag sou vra, maar toe ek my hart en lewe vir die Here gegee het ek my alles vir hom gegee? Of het ek sekere goed teruggehou? Onthou, jare terug het 'n prediker in sy preek genoem van 'n jong meisietjie wat by geleentheid nog
Jy weet baie lank met Pinksterkom sal weet dat vroeger jare was dans nog sonde geweest. En sy het gevoel hoe dat die Gees van die Here tot haar hart spreek en haar na hom toe trek. En die prediker het by geleentheid gesê en sy het gesê, ag ek wil nog net hierdie een dans gaan dans. Ek wil nog net Vrydag aan uitgaan, want ek het 'n afspraak met iemand en saam met daardie persoon wil ek gaan dans. Daardie Vrydag aand is sy dood. Sy is die volgende week begrawe, maar sy het gesterf voor daardie dag wat sy uitgesien het. Nou wil ek neer na Paulus toe waar hy in Romeine 12 vers 2 die volgende sê. Hy sê, en word nie, sê bietjie nie, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Geliefdes, die oomblik wanneer jy Jesus Christus aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker, dan wil ek vanmôre vir u sê, verander jou totale lewe. Amen asseblief. Jou adres van. Jy het iemand anderste wie se lewe jy navolg. Jy dien nou die Here. Jare terug was daar 'n predikant gewees, ek gaan nou nie vanmôre noem wat 'n kerk nie, maar hy is genooi na 'n gemeente toe waar hy 'n beroep kon kry. En hulle het vir hom gevra, maar kom maar die Saterdag aan, dan leer ons mekaar bietjie beter ken. Daar op die plaas, waar die hoofouderom bly, en terwyl hy daar is, word daar vleis gebraai en die eienaar van die plaas, wie die hoofouderling is, kom na hom toe. En sê, dominee, wil jy nie glasie wyn nie? En hy sê, hy vat die glasie wyn, hy sê die ja, gooi maar so bietjie. Hy sê, hy het nie eers die hele glas wyn opgedrink. Hy sê die volgende môre, in die konsistorie, terwyl kerkraad daar is, daar die jagings, die ouderlinge, dus dit maar hulle gebruik was om so agter by mekaar. Toe kom hier die hoofouderling, en hy gaan na 'n ou toe wat hy toe nou aanneem, seker maar sy vriend is. Hy sê, hierdie dominee is alright. Hy het gisteraand saam met my gesit. Wat sê Paulus in 2 Korinters? Hy sê, ons almal is 'n oop brief, wat deur almal gelees word. Geliefdes, ek wil hê u moet vanmôre weet, dat die wêreld kyk na my en jou. Die wêreld sien raak wat ek en jy elke dag doen. Die wêreld is maklik om 'n opinie te lig rondom die Christene. Die het dit seker al agtergekom. Hulle sal baie maklik vir jou sê, maar sê, is jy nie 'n kind van die Here? Is jy nie 'n gelowige? Is jy nie 'n Christen nie? Ek wil vanmôre vir sê, alle Christene is die kinders van die Here. Of almal wat sê dat hulle Christen is. Maar wanneer ons in 'n verhouding met God staan, dan beteken dit, ons moet regtig so leef dat Christus daarin en daardeur verheerlik mag word. Maar dis nie wat Paulus ophou toe hy sê, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed nie. Luister mooi wat sê die volgende, sodat julle kan beproef wat die goeie
en welgevallige en volmaakte wil van God is. Mense, kom ek sê vanmôre vir u, as ek 'n kind van die Here is, as ek my hart en lewe vir die Here gee, dit beteken nie dat ek nie kan sonde. Beteken nie dat ek nog foute kan maak. Maar as ek 'n wedergebore kind van die Here is, dan beteken dit dat ek het net een natuur en dit is om soos God te kan wees. En as ek soos God is, dan beteken dit ek moet volgens sy voorskrifte en sy dinge moet ek kan saamleef. Ek kan toe in hierdie week terwyl ek daar in my studeerkamer sit, toe dink ek aan skrifte. En ek dink aan 1 Petrus 1 vers 16, wanneer hy 'n oproep doen tot die gelowiges, wanneer hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Met ander woorde, dis 'n pertinente oproep tot my en jou as kinders van die Here om heilig te wees en om soos hy te kan wees. Ander teksvers in Hebreërs 12:14 sê jaag die vrede na met almal. Die ongelowige, die wêreldling en die kind van die Here en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien. Geliefdes, kan ek vanmôre vir u sê, heiligmaking beteken om jou af te sonder vir 'n spesifieke doel. Heiligmaking beteken om te sê, maar ek wil die Here dien. Ek is nie hier om mense te behaag. Ek is nie hier om mense te beïndruk nie. Ek is hier vanmôre om God te behaag. Mag die Here my en jou vanmôre help, dat ons so die Here sal dien in gees en waarheid. Weet die woord van die Here sê, wandel deur die gees en jy sal nooit die begeerlikheid van die vlees volbring. Met ander woorde, dit beteken dat ek en jy loop duidelik 'n pad met 'n spesifieke oogmerk en dit is om God te behaag. Ek en jy moet elke dag die Here dien met alles wat in ons is. Ek en jy moet 'n begeerte in ons hart hê. Met ander woorde, ons moet so gefokus wees om God te behaag. Dit moet ons lewenswyse wees. Dit moet die manier wees waarop ons dink. Dit moet die manier wees waarop ons optree. Dit moet die manier wees waarop ek en jy of waaroor ons praat in hierdie lewe. Daar is nie 'n middellyn. Daar is net een pad. En dit is die pad van die Here. En kerk, ek wil vanmôre vir sê, ons was gister by 'n pastoor se begrafnis in Kalinin gewees. En die pastoor het daar gepreek, mooi geluister. En jy kon agtergekom het dat pastore gaan ook deur moeilike tye. Daar's ook aanslae op hulle lewens. Daar's ook baie keer dinge in hulle lewens wat vir hulle pla. En ek wil vanmôre vir u vra, soos wat ek op Facebook sien, ek het nog gedink wat is Facebook se Afrikaanse woord. Iemand het gejaag. Facebook. Jy druk jou gesig in die hoek. Maar daar is 'n oproep aan die wêreld, aan die mensdom. Bid vir julle predikante. Vra die Here om hulle te help. Vra die Here om hulle toe te rus. Want op die einde van die dag gaan ek voor die Here staan en ek moet verantwoordelik doen vir julle lewens. Het ek reg gepreek? Het ek julle vermaan? Het ek julle tereggewys?
Het ek al ooit vir julle gesê, maar die pad wat jy nou loop is nie die regte pad nie. Jy dwaal af. Dat my ding in jare terug, daar in Keetmanshoop was 'n NG dominee, en hy het eendag gepreek by 'n begrafnis van 'n ouetjie wat by geleentheid by 'n CSV kamp was. En by daai kamp het hy sy hart vir die Here gegee. Jy weet soos my jong mens, baie keer is dit groepsdruk. Jy besluit maar, jong maar, my pelle het hulle nou bekeer, ek moet ook nou maar saamval. Of dit nou so is, weet ek nou nie regtig nie, want ek weet nie, maar ek onthou die dag en daai preek is uitgesaai op daai kassette en dis versprei reg oor Suid-Afrika ook in daardie tyd. En ek onthou dat hy vir hulle gesê het dat toe daai kind uit die skool uit is, het hy begin en hy begin drink en hy begin sleg lewe ensovoorts. En hy was in 'n motorongeluk dood en in sy sak het hy 'n briefie gekry waar ons nou die Here is my herder, het hy gesê die bottel is my herder. En ek onthou dat daardie dominee dag vir die mense gesê het, vir die onderwysers wat ook die dag daar was. Hulle gesê die bloed van hierdie kind is op julle hande. Dat jy gehoor het hoe dat mense in die banke snik. Maar hulle besef dit is te laat. Hy het vir die vriende van hierdie jongman gesê, die bloed van hierdie man se siel is in julle hande. Ek kan vir die Here, ek wil vanmôre net by die slotsom kom, waar ek vir jou vanoggend die vraag vra. Hoe lyk dit met jou lewe? Onthou, dis jy wat die besluit geneem. Dis nie ek wat vir jou besluit het, geen pastoor of geen ouderling of geen sielewenner kan jou saak met die Here regmaak. Dis jy wat moet besluit. Dis jy wat daardie keuse moet maak en wat vanmôre moet sê, neem die wêreld, maar gee vir my Jesus. Dis 'n keuse. En wanneer ons daardie keuse gemaak het, moet ons vanmôre besef, daar's 'n verantwoordelikheid wat op my en jou skouers rus. Want die wêreld daar buitekant gaan jou lees. En ek dink vanmôre, jy weet ons doen baie keer goed en ons praat baie keer onverskillig. En ek dink vanmôre, wat die Here Jesus sê, maar as jy jy lees in Matteus, die 18de hoofstuk. Jy moet nie klein kindertjies laat struikel nie. Nou, sê pastoor, maar hier is nie baie kindertjies vanmôre nie. Mag ek vanmôre vir jou sê, daar is kinders van die Here wat groot mense is, wat nog geestelike babas is. En moet jy iets doen van daardie kind dat struikel nie. Dat my dink aan die verhaaltjie wat ek ook vroeër jare gehoor het. Van die pa wat elke aand het hy na die baar toe geloop om 'n drankie te gaan neem. Toe hy daar in die koue daar aankom, merk hy op, hy is iemand agter hom en hy kyk om en hy sê, maar dis my kind. Maar my kind, hoe het jy hier gekom? Sê papa, ek het net in jou voetspore geneem. Daarom wil ek vanmôre 'n oproep tot u maak vanmôre. Hoe lyk my lewe vanmôre? Hoe lyk my Christelike lewe? Dien ek regtig die Here met eerlikheid en met integriteit en doen ek die dinge wat ek behoort te doen? Dis waarmee ek los vanmôre. Gaan dink 'n bietjie daar.
Gaan vra 'n bietjie vir jouself vanmiddag, as jy stil word op vanaand, wanneer jy die Bybel vat en jy tel dit op om te lees. Vra jouself 'n bietjie af. Hoe is my Christelike lewe? As ek 'n wêreldling was, hoe sou ek hierdie brief lees met dit wat ek doen? Mense, en as ons tot die slotsom kom dat ons eerlik is, en dit is nodig om te draai en terug te draai na die Here toe, en vir die Here te sê, jammer, ek het gefaal. Ek het u teleurgestel. Dan sê die woord van die Here, en dis die goeie nuus van die Bybel, wanneer hy vir ons die volgende sê, as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig om al jou sondes te vergewe. Verstaan my, jy preek vanmôre met kinders van die Here, ek weet. Maar, hoe is jou Christelike lewe? Hoe lyk dit vanmôre? Daarom wil ek 'n beroep op jou doen vanmôre. Neem hierdie vraag vanmôre as huiswerk vir hierdie week en gaan vra jouself af, is ek op die plek waar ek behoort te wees? En as ek nie is, die goeie nuus is, God se liefde en genade hier staan op jou oop vanmôre om ons te wees. Vader, baie dankie. Here, ek het vanmôre maar net sommer so aangeraak in 'n onderwerp waar ons maar gerus as mens ons gedagtes kan dra. Ons self vanmôre kan afvra, hoe lyk ek regtig vanmôre? Wanneer u na my kyk, want Here, u sien nie net die mooi goed raak, u weet ook van die slegte dinge, die lelike dinge, die verkeerde dinge. Dit wat ons vanmôre gelees het, daar so baie dinge, Here, waarteen ons vanmôre moet waak, as mens. Here, want daai swaar tye beteken, dat ons dalk die ewigheid kan mis. En daarom bid ek vanmôre, Here, om versterk ook vir ons. In hierdie dag, dat hierdie woord vanmôre nie ledig tot u sal terugkeer, maar dat u dit sal stuur in die rigting wat u wil hê dit moet gaan. Dit is my gebed vir elkeen van ons vanmôre. Ek bid dit in Jesus se lieflike naam. Amen. Kom ons staan en sê ons laaste voorvers saam. Wil net uitnodig vir u rug, as u dalk met my wil gesels, maak met my gou daar by die Here afspraak. Ek sal na u huis toe kom en ek sal tyd met u spandeer vir die vanmôre daar die sekerheid hê. Maar ons sal wag op die Here opgehou vir die daad van die Here. This is my desire to honor you. Lord, Lord, my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way with me. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give
Lord. I live for you, and I love every breath that I take, every moment like a way. Lord, have your way in me. Christine, sal jy vir ons afsluit met gebed dan? Hemelse Vader, werklik weet met ons gespreek op hierdie oggend. Hierdie woord wat uitgegaan het, Here, dat dit vrugbaar in ons sal voortgaan, dat dit sal woel soos water van die see, dat dit sal bewys in ons Here is groot, hy is 'n goeie God, hy is 'n genadige God. Hy vergewe ons sondes as ons daarom vra. Hy help ons as ons in donker plekke kom. Maar Vader, dankie dat U vir ons, dat ons kinders van U genoem kan word. Dankie Here dat ons weet dat U vir ons is en nie teen ons is nie. Dat U in elke behoefte van ons wil voorsien, dat U daar is om ons te help. Here, hier, as ons nou uitgaan hier, bid ek U seën oor ons, bid ek U veiligheid oor ons, bid ek U beskerming oor ons, bid ek Here U leiding deur die Gees om reg te lewe, reg te lewe, tot Sondag toe Here, wil ek dit vra in Jesus naam. Amen. Baie dankie, kan net die sitplek neem. Daar is geen woordskool tot en met in Augustus maand. So neem kennis daarvan en dan Woensdagoggend om 9:00 ons gemeente bid hier in die kerk. En dan volgende Sondag, ek weet dis lang naweek, as jy nou weggaan, ons skoon nie geniet dit, maar as jy daar weer is, moet jy nie wegbly omdat dit lang naweek is nie. Kom maar na die huis van die Here toe kom geniet dit saam met ons. Amen. En dan wil ek ook nog niks vergeet. Ek moet nou onthou dat ek onthou. Ek wil net noem dat ek vir die kerkraad en die broeders en die susters van die gemeente en almal met julle dankie sê dat julle so verdraagsaam is met my en baie lank nie kan staan nie, maar ek vertrou regtig dat die Here my gaan aanraak. En jy sien, jy word my stoel hier agter gesit, so ek kan 'n bietjie rus vir my bene gee. Maar baie dankie dat jy my verdra op hierdie punt. Die kerkraad, onthou, ons het nou vergadering, en die kerkkantoor net hierna. Het sal nie 'n lang vergadering wees, ek waarborg julle binne 'n uur is ons uit. So, ek kan maar gerus kom, en dit is vinnig dit. Die Here seën vir, mag jy 'n mooi week hê, en 'n geseënde week, met eer van die Here. Baie dankie.